waar jy staan, maak jy toe jou oë. Kom ons bid net saam. Vader, dankie dat U vanoggend hier is. Heilige Gees, dankie vir elke aanraking en elke genesing vanoggend. Here, vanoggend kom vra ons, Here, daag op, Heilige Gees, daag op. Here, kom leer ons van U, maar kom genees ons, Here, van kop tot toon, hart, siel en gees. Here, vanoggend kom dra ons elkeen aan U op wat sê, Here, ek het 'n aanraking van U nodig. Ek het nodig dat U in my liggaam kom werk. Ek het nodig dat U in my gees kom werk, in my huis, in my besigheid. Ons vra, Heilige Gees, daag op. Ek wil amper vra, Here, dat dit sal wees soos op daai Handelinge 2 dag, waar die Gees uitgestort was. En dankie daarvoor, Here. Dankie vanoggend vir die salwing van die Gees. Dankie vanoggend vir dit wat U kom doen op hierdie droomsondag. Dankie vir 'n aktivering van woord, 'n aktivering van Gees. Terwyl almal se oë toe is, ons wil nooit 'n geleentheid mis om vir iemand kans te gee om hulle saak met die Here weer reg te maak nie. Soos jy vanoggend hier is, en jy dalk so klein bietjie weggedwaal. Dalk was dit in die week, dalk was dit in die laaste maand. Dalk het daar goed gebeur wat jou hart en jou siel geruk het. En wil jy sê, maar Here, ek kan nie meer nie. As jy vanoggend nodig het om jou saak met die Here reg te maak. Ons gaan jou nie uitroep nie. Ons gaan nie dat almal kyk waar jy is nie. Terwyl almal se oë toe is, as dit jy is vanoggend, wil jy nie net vinnig jou hand opsteek en laat sak nie. Ons wil graag saam met jou bid. Dankie, Here. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanoggend by U voete kan kom sit. Dankie dat U woord sê, Here, dat U ons aanvaar in U arms soos klein kinders. En vanoggend wil ons amper sê, Papa, ons kom huis toe. Aanvaar ons, Here, weer vanoggend in U arms. Here, ons verklaar vanoggend, U is die koning van ons lewe. U is die koning van ons hart. U het uit die dood uit opgestaan. En daarom verklaar ons met ons lippe. Van hierdie oomblik af sal ons U weer volg. Van hierdie oomblik af sal ons weer bid. Van hierdie oomblik af. En dankie dat U ons aanvaar in U hart. Here, dankie vir hierdie oomblik. Dankie vir 'n oomblik waar ons net weer na U toe kan kom. En ek wil vra, Heilige Gees, soos wat elkeen 'n hand opgesteek het vanoggend en gesê het, Here, ek kom terug na U toe. Here, verklaar ons vanoggend, ons is U kinders. U is ons God en U is nog steeds op die troon. Here, in ons gemeente, in ons dorp, in ons huise, in ons skole. Ons glo dit en ons verklaar dit vanoggend. Dankie dat U ons aanvaar. En dankie dat U hier is. En dankie dat U in die werk is. Ons het U so lief. Ons het U so lief. Dankie, Jesus. En almal sê saam, Amen. So kom ons spring reguit in die woord en ons praat vanoggend oor die gewig van 'n droom. Die gewig van 'n droom. En ons het verlede week so 'n bietjie gesels oor hoe die Here onder andere ons geloof begin bou, deur Romeine 10 vers 17. Hy bou ons geloof deur hoorders van die woord te word. Deur hoorders van die woord. Maar hoorders van die woord beteken ook dat ek luister na sekere dele van die woord, maar dan ook na sekere getuienisse wat oor my pad kom. Getuienisse oor wonderwerke, getuienisse oor genesings, getuienisse oor radikale ingrypings van Christus. En wanneer ek luister na daai dinge, word my geloof gestig. My geloof word gebou. Hoekom? Want ek ontvang twee goed in my geloof. Kennis en vertroue. Ek ontvang hierdie kennis van dit wat God gedoen het in die verlede en ek vertrou dat hy daai selfde ding ook vir my kan doen. Onthou, die woord getuienis beteken God kan dit weer doen. So as jy vanoggend 'n getuienis hoor, as jy eers praat met iemand en jy hoor iets van hulle kant af, weet net, God kan dit vir jou ook doen. So dis hierdie twee maniere hoe die Here altyd ons geloof bou. Dis deur hoorders van die woord en deur hoorders van getuienisse te wees. Maar dan is daar hierdie derde manier.
hierdie derde manier, hoe die Here altyd ons geloof bou en strek, en dit gaan oor drome. Dit gaan oor diep hartsbegeertes. Sien, wanneer die Here 'n droom by jou voete kom neersit, wanneer hy daai droom in jou hart en in jou gees kom plant, dan kom vra hy vir jou, maar sien jy kans vir hierdie ding? Sien jy kans om saam met my, wat God is, te droom en te bou? En baie keer kom vra hy dit vir ons in 'n gemeente, ander kere kom vra hy dit in ons gesinne, of in ons huwelike, maar sien jy kans vir hierdie ding, wat ek by jou voete kom neersit, want dit gaan elke deel van jou geloof strek, dit gaan elke deel van jou gees vat, dit gaan jou strek tot op 'n punt waar jy gaan vra, maar Here, is dit regtig vir my? 'n droom gaan altyd jou geloof bou, dit gaan altyd jou geloof strek, maar hier is my die mooi ding van die Here. Elkeen van ons hier het 'n ingeboude vermoë om saam met God te kan droom. Elkeen van ons hier het 'n ingeboude vermoë om hierdie God gegewe hartsbegeertes in vervulling te bring. En baie van ons het hartsbegeertes en dis mooi. Baie van ons het hartsbegeertes vir wêreldse dinge. As ek byvoorbeeld dink aan Black Friday wat op pad is. Want ek weet nou is Maart, maar November is om die draai, né? Ja, November is om die draai. En die oomblik as van daai goed op 50% afslag kom. Weet net, hy was die vorige week dieselfde prys as die afslag. Maar dit lyk so mooi en jou hart begin klop. Jy sien, ons het baie keer die begeertes vir sekere goed rondom ons, maar terselfdertyd is daar hierdie diep hartsbegeertes wat die Here vir ons kom gee. En hy daag ons uit en hy nooi ons uit om te kom droom oor sekere goed. So deel van daai drome, een van die drome wat hy vir ons kan gee, een van die hartsbegeertes kan byvoorbeeld wees oor jou roeping. Sien jy kans vir hierdie ding waarvoor ek jou roep? 'n ander ding kan wees oor jou verhouding of jou huwelik. Ander kere gaan dit wees oor jou kind wat iets gaan bereik. En die Here gee vir jou die droom en jy weet nie hoekom dit daar bly nie. Hoekom dit in jou hart bly nie. Ander kere gee die Here vir jou hierdie droom oor jou finansies. Ek het nodig om skuldvry te kom. Of ander kere gaan dit oor dinge wat jy moet afbreek in jou familie, wat oor generasie na generasie na generasie oorgedra is. En die Here sê, ek gee vir jou hierdie droom. Daai ding stop hier. Dit stop by jou, tot hier toe en nie verder nie. So drome is vir my so mooi. Drome verskil van persoon tot persoon. Drome verskil ook van seisoen na seisoen. Jy gaan nie dieselfde droom vir jou kind hê terwyl hulle op skool is as wanneer hulle eendag getroud is nie. En hooplik gebeur daai twee nie saam nie. Maar ons verskillende seisoene, verskillende tye en verskillende groottes aan elke droom, maar elkeen van ons het hierdie ingeboude vermoë deur die Heilige Gees om saam met God te begin droom. En baie keer is dit in die kleinste detail. Baie keer is dit oor die chaos op jou tafel by die werk. My vrou raas baie met my. Dan sê sy, liefie, jy het nie 18 penne nodig op verskillende plekke op jou tafel nie. Maar daarin is net vir ingeval. En dan sal strokies, en dan is 'n laptop, en dan is dit. So die Here droom saam met ons in die kleinste detail, maar hy droom ook saam met ons in ons grootste mandaat. Een van die mooiste voorbeelde van drome is vir my in Lukas 8. In Lukas 8 is Jesus besig om die mense te bedien. En dan gee hy vir hulle hierdie waarhede uit die woord uit. En ergens op 'n stadium begin hy hier iemand genees en hier begin hy iemand bevry. En dan sê Lukas 8, en die mense het na Christus toe gestroom, soos wat hulle van hom gehoor het, en hulle het op hom gaan wag. Hulle het op hom gaan wag om hom te verwelkom. En is vir my eintlik so mooi, en dan in die middel van hierdie, is daar hierdie vrou wat aan bloedvloeiing ly. So Jesus kry in Lukas 8 vir die man met die naam Jairus, en Jairus was een van die sinagoge se amptenare, en hy kom by Jesus en hy sê, Jesus, help my. En dit sê eintlik, hy het op sy knieë gaan smeek. En hy sê, Jesus, my dogtertjie is besig om te sterf. En dan sê Jesus, maar kom ons gaan bid vir haar, kom ons gaan help haar.
En terwyl hulle stap, kom hulle op 'n stadium op hierdie plek, waar hierdie skare vir hom wag. Want hulle het gehoor wie hy is. Hulle het gehoor van die genesing. Hulle het gehoor van die waarheid. Onthou, elkeen van ons het hierdie dors en hierdie honger in ons, wat net gestil kan word deur die woord, die waarheid, die gees van God. En die mense is daar, en dan in hierdie skare is daar hierdie vrou. Hierdie vrou wat vir 12 jaar lank al siek was. Hierdie vrou wat vir 12 jaar lank aan bloedvloeiing gelei het. Maar ewe skielik het sy saam met God begin droom. Vir 12 jaar lank was daar geen antwoord nie. En ek dink vir baie van ons is dit ook so. Vir baie van ons is dit, ek sit al 'n week lank met hierdie ding wat my gedagtes skrap en my gees pla. En Here, ek het 'n antwoord nodig. Vir ander van ons is dit al 'n jaar. Vir ander is dit 12 jaar of 20 jaar, 40 jaar. Ek het eendag met 'n tannie gepraat. En sy sê toe sy 3 of 4 jaar oud was, het haar sussie oor 'n treinspoor gehardloop. En jy kan dink wat daar gebeur het. En vir die volgende 80 jaar het sy dit teen haarself gehou. 80 jaar. Want sy gesê het, Here, help my. Here, vergewe my. En dit het elke deel van haar lewe beïnvloed. So baie van ons sit jaar in en jaar uit met hierdie ding. En ewe skielik hoor hierdie vrou wat 12 jaar lank sukkel, hier's hoop, want hier's 'n Jesus wat leer, hier's 'n Jesus wat genees, hier's 'n Jesus wat gesond maak. En dan sê dit hierdie, Markus 5:27. Sy het van Jesus gehoor en in die gedrang nader gekom. So terwyl Jesus op pad is na hierdie dogtertjie toe. Hy is op pad om hierdie dogtertjie te gaan besoek, want 'n pa het 'n droom, my kind gaan uit die dood uit opstaan. Is hy op pad soontoe, begin sy droom van genesing, begin sy droom van lewe, van herstel, van vergifnis. En dan gee die Here vir haar hierdie gedagte, maar hier is hoe dit gaan kom. Hier is die droom, hier is genesing vir jou beskikbaar, en hier is hoe jy dit gaan kry. Raak net aan my seun vir 'n oomblik. Dit sê hier in Markus 5:28. Sy het gedink, as ek maar net aan sy klere kan raak, sal ek gesond word. Sal ek gesond word? Die vraag is, het sy dit gedink of het die Here dit vir haar gesê? En ek dink hierdie moet ons baie keer besef. Wanneer ek vir die Here iets vra, praat hy deur my gedagtes. Hoe praat hy deur my gedagtes? Dis nie altyd hierdie stem uit die hemel uit nie. Dis nie altyd hierdie groot visie wat ek kry nie. Partykeer is daar net 'n gedagte. En die eerste gedagte as ek vir die Here iets vra, is gewoonlik van God af. Die tweede gedagte is ek wat sê, Here, dit kan nie. So sy kry hierdie eerste gedagte. As ek net aan hom kan raak, vir een oomblik, sal ek gesond word. Vir die eerste keer in 12 jaar begin sy weer droom. En dan maak sy op pad na hierdie Jesus toe. En ek sien amper in my geestesoog hoe sy deur die skare probeer druk. En naderhand kruip sy nader en sy dink, maar as ek net vir 'n oomblik aan hom kan raak, aan die soem van sy kleed, sal ek gesond word. En nou sien ek hoe kruip sy deur die skare en hoe stamp mense al weg. Maar sy hou aan, want sy het hierdie droom. En sy gaan treukie vir treukie, klein stukkie vir klein stukkie. En uiteindelik raak sy aan die soem van sy kleed. En dit is maar eintlik so mooi. Lukas 8 vers 43. Dit sê, sy het alles wat sy gehad het aan dokters uitgegee, maar niemand kon haar gesond maak nie. Sy het nader gekom en van agter af aan die soem van sy klere geraak. Jy raak nie aan die soem van iemand se klere as jy nie op jou knie is nie. En haar bloedvloeiing het onmiddellik opgehou. Onmiddellik opgehou. Hier is wat vir my so mooi is. Sy het hierdie droom gehad van een aanraking. Delano, kan ons gou een vers teruggaan. Lukas 16 vers 10. Sê die Here, wie in die kleinste dinge betroubaar is ook in die grootste dinge betroubaar. En wie in die kleinste dinge oneerlik is ook in die groot dinge oneerlik.
wie in die kleinste dinge betroubaar is. Wat het die Here van haar gevra? Hy sê, ek gee vir jou hierdie droom, en al wat ek vra is, gee 1 tree, 1 aanraking, en jy sal genees word, jy sal gesond word, 1 klein oomblik van gehoorsaamheid, 1 klein stukkie geloof, en ewe skielik verander haar lewe radikaal. Die Here gee vir ons sekere drome, en hy vra nie, doen alles volgende week nie. Hy vra hierdie week, gee 1 tree. Wees in 1 oomblik gehoorsaam. Begin in die klein, en dan wys ons vir die Here, maar hy kan ons vertrou met meer. So Jesus vra toe, sy raak hom aan, en Jesus vra, hy sê, wie het aan my geraak, want daar het krag vanuit my uitgegaan. Met ander woorde, Christus het gevoel hoe die Heilige Gees deur hom gewerk het en hom aangeraak het. Handelinge 10:38 sê, hy was gesalf met die Gees en met krag. So hy het gevoel hoe die Gees deur hom werk. En dan identifiseer sy haarself en dan sê hy vir haar hierdie, Lukas 8 vers 48, kom ons lees saam. Toe sê hy, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede. Kyk hoe mooi is hierdie. Sy het gedroom oor genesing, en dan gaan raak sy in 'n oomblik van gehoorsaamheid aan die kleed van Christus. Sy het gedroom oor genesing, en hy gee vir haar genesing plus. Hy gee vir haar meer as. Dis amper soos wanneer jy DStv sy heel laagste pakket bestel en jy kry die volle een. Wel, is baie meer kanale by die Here, nie. In elk geval. Sy kry genesing plus. Sy kry ewige lewe. Sy kry soveel meer, en dan is daar hierdie. En dit was my eintlik so mooi. Hy maak haar gesond. En dan sê hy vir haar, dogter. Met ander woorde, jy is welkom hier. Mense het jou uitgeskuif, maar jy is welkom hier. Mense het jou vervloek, maar jy is welkom hier. Ja, jy is dalk nog vol stof. Jou baadjie lyk nie mooi nie. Jy is waarskynlik pap en moeg, as gevolg van die bloed en die sweet en die trane van die laaste 12 jaar, maar jy is welkom hier. Wat kom doen hy? Hy genees haar liggaam, maar dan kom genees hy ook haar gedagtes. Partykeer is die grootste genesing wat ons kan kry, nie die genesing van 'n gebreekte been nie, maar van ons gedagtes. Want hierdie goed kan lol. Hierdie goed kan jou lei na plekke waar jy wegdryf van die Here af. En hy genees haar liggaam, en hy genees haar siel, hy herstel haar status, haar posisie, haar eer, in 1 oomblik met 1 woord, dogter. En die oomblik toe hy sê dogter, gebeur haar 'n paar goed. In die antieke tye, as jy 'n ongeneeslike siekte gehad het, dan die mense geglo, volgens die wet was jy vervloek. So hulle sou verby jou gestap het, en dan wanneer mense verby jou stap, sou hulle op die grond gespoeg het, om die vloek wat op jou is, af te weer van hulle af. So mense het haar so verwerp, dat sy nodig gehad het om te kruip deur die skare, om by Jesus uit te kom. Hoekom? Sodat mense haar nie sien nie. En dan staan Jesus hier, en hy sê vir die vervloekte ene, dogter. Met ander woorde, ek trap verwerping onder my voete stikkend. Jy is my kind. Jy is welkom hier. Jy is vrygemaak. Jy is aanvaar. Jy is volmaak. So hy genees haar liggaam, haar siel, haar gedagtes, haar gees. En is dieselfde vir elkeen van ons hier. Almal van ons dra ergens 'n bietjie stof op ons baadjie. Almal van ons dra ergens bloed, sweet en trane van 'n seisoen waardeur ons is. Almal van ons was al ergens in iets onrein vasgevang, of dit woede, of dit onvergifnis, of bitterheid is. Maar hier is jy welkom. Hoekom? Want Jesus. Want Jesus, as hy vir daai vrou kon verklaar, jy is my dogter, hoeveel kan hy nie vir ons doen nie? Wat vir my so mooi is uit die droom,
ek gaan aan sy soem raak en ek gaan gesond word. En toe raak sy aan sy soem en ewe skielik is dit nie net haar droom nie, maar is God se droom vir haar wat begin inkom. En sy word weer aanvaar in die samelewing. Sien, in Christus is daar altyd meer genesing beskikbaar. Daar's altyd meer beskikbaar as wat ons dink, altyd groter drome as dit wat ons sien. Ek dink baie keer besef ons nie hoe moeilik dit moes wees vir daai vrou om deur die skare te druk nie. Ons besef nie altyd hoe moeilik dit terselfdertyd is vir mense om in 'n gemeente die Here te volg nie. Hoe moeilik dit is vir mense om vas te hou aan hom nie. En daarom het ons hierdie droom vir 2030. Ons wil dit maklik maak vir mense om deur die skare te druk tot by hom. Om aan sy soem te raak, sodat hulle genesing plus kan kry. Sodat hulle meer kan kry as wat ons ooit kan dink of kan droom. So alles vir begin by hierdie een droom saam met God, as ek net kan raak. Maar ons by die 3 goed wat uitstaan uit haar droom uit, 3 geestelike beginsels, kom ons kyk gaan na hulle. In die eerste plek, sy het geluister na die stories van Christus rondom haar, na die woord, na die getuienisse, en sy het begin droom, dat dit ook vir my kan wees. Ons het getuienisse in ons dorp, in ons gemeente, van mense wie se finansies radikaal herstel is. Ons het getuienisse van mense wat radikaal gesond geword het. Ons het getuienisse van mense wat vrede gevind het na 'n lang stryd. En daai getuienisse is ook vir jou. So sy het besluit, ek gaan reageer op die getuienis van iemand anders en ek gaan dit my droom maak. Iemand anders se getuienis is altyd jou droom. In die tweede plek, sy het besluit, ek gaan naby aan my Jesus bly. Ek gaan nie weggaan van hom af nie. Sien, ons kan maklik saam met God droom, maar die vraag is, bou ek ook saam met hom? Bou ek ook saam met hom? Psalm 37 vers 4 sê hierdie, dit sê, vind jou vreugde in die Here, en hy sal jou gee wat jou hart begeer. Wat beteken dit? Dit beteken, bly naby aan hom, bly in sy skaduwee. Klein Simon, dit is vir my so mooi. Partykeer is Simon suiwer plaaskind. Hy's in die milies. En hy wil dit gaan, al sê ons, maar seentjie, ons eintlik slange daar binne. Ek worry nie, ek gaan hom vertrap. En dan ander dae raak 'n bietjie stadsjapie. As die son bietjie skyn, dan kom stap hy so teen my, en ek verstaan nie altyd wat gebeur nie. Ek vra vir hom eendag, ek sê, Simon, wat doen jy? En hy sê, nee, ek wil net in papa se skaduwee loop, want die son is bietjie skerp. Maar dit is dieselfde vir ons as gelowiges. Die Here daag ons uit, loop jy nog in my skaduwee? En dan die derde ding is, sy het in die woord gesê, as ek net kan raak. Op 'n stadium het ons gedink, as is verbrande hout. Maar hierdie as wys vorentoe. Hierdie as wys ook na hierdie woorde, wat as. En dis vir my die sleutel van enige droom wat God vir ons gee. Ons begin altyd by wat as. Wat as ons anders begin kyk na ons dorp? Wat as ons teen 2030 'n geesvervulde, woordgebaseerde kinderbediening kan hê? Hoe sal dit lyk? Wat as ons selgroepe so floreer dat elkeen hier 'n liefde het vir Jesus wat hulle nie kan laat gaan nie, want hulle het hom ontmoet daar? Wat as ons so effektief kan wees in ons disippelskap dat ons hele dorp na Christus toe kan draai? Wat sal ons dan doen? So wat as nooi my uit om saam met Christus te begin droom? En vir jou ook vandag. Ek wil hê jy moet hierdie vraag begin vra. Wat as my huwelik anders kan lyk aan die einde van hierdie jaar? Wat moet ek doen? Wat as God 'n droom het vir my kinders wat groter is as wat ek kan droom? Hoe lyk dit? Sien, wat as nooi my uit om saam met God te begin droom? Om te vra, maar Here, hoe lyk hierdie paadjie vorentoe?
Wat het ek nodig om te doen? En wat as? Vra ook detail. Daarom droom ons oor 'n projektor. Daarom droom ons oor die kleure van ons mure. Ons gaan nie hierdie verf nie, ek hou van 'n kaal baksteen. Maar ons droom oor hierdie goed. Daarom droom ons oor gesinne wat sekere dinge saam met mekaar doen, sodat hulle vrede vir hulle siel kan kry. Wat as? Nooi jou uit om saam met God te droom en saam met hom te bou. Maar dit nooi jou ook uit om vir hom te vra vir die detail van hoe dit moet gebeur. Wat as jou situasie anders lyk? Begin dit vra. Wat as? Wat as? 'n laaste ding, gaan ons nagmaal gebruik. Daar's 'n doel aan elke droom. Elke droom wat die Here vir jou gee. Dalk gee hy vir jou 'n droom vir jou gesin. Wat as ons saam begin weggaan? Wat as ons geld begin wegsit? Wat as ons 1 keer 'n week saam begin bid? Saam begin bid. Wat as? En ons 'n doel aan daai wat as. En is hierdie, Spreuke 13 vers 12. 'n verwagting wat nie uitkom nie, maak 'n mens mismoedig. Maar 'n begeerte of 'n droom wat vervul word, bring nuwe lewe. Die woord nuwe lewe beteken vars water vir jou siel. Ek was in die woestyn, maar het water gekom. Ek was in 'n plek waar ek nie geweet het hoe môre lyk nie, maar ons water wat my genees het, soos daai vrou wat na 12 jaar aan die Here geraak het. Dalk is daai water vir jou huwelik of vir jou besigheid of vir 'n ding wat jy reël. Of dalk is dit vir daai droom om saam met jou kinders te begin kerk toe kom, want dit gee vir hulle lewe. Dit gee vir hulle krag. Sekere dinge op aarde, in ons families, in ons gesinne, in ons skole, in ons hospitale, in ons gemeentes, gaan nooit gebeur as ons nie 'n oomblik vat om te sê, Here, ek gaan saam met u droom nie. Wat as? Sekere dinge gaan nooit gebeur nie. So ek vir jou bemoedig vandag en aanmoedig. Die Here skrik nie vir jou ambag nie. Hy's nie bang vir jou status of die stof op jou taks nie. My oupa het altyd gepraat van sy taks. Hy skrik nie vir jou ouderdom nie. Al wat hy vra is, begin saam met my droom en saam met my bou, soos 'n vrou wat deur 'n skare gedruk het om by my uit te kom. En ja, dit is gewigtig. Ja, dit gaan bloed, sweet en trane vat. Maar is die moeite werd. Begin weer droom. Begin weer droom. En weer eens dankie. Dankie dat jy saam met ons droom as kerk. Dankie dat jy saam met ons bou as gemeente. Maar gaan doen dit ook by jou huis. Gaan doen dit ook in jou werk. Gaan doen dit ook in jou gesin. Wat as? En hoe lyk dit? En deur watse skare moet ek druk om daar te kom? En ons weet die Here gaan groot goed doen. Ons weet daar gaan vars water oor jou siel begin spoel. Ons gaan ook 'n oomblik vat om saam nagmaal te gebruik. En 'n nagmaal gaan dit vir my oor die grootste droom wat Christus gehad het. En dit was 'n droom om vir ons sondes te sterf, sodat ons kan lewe. Die doel van die droom was vars water vir ons siel. En as ons saam nagmaal gebruik vanoggend, wil ek jou uitnooi om deel te neem aan daai droom van God. Ek wil jou uitnooi om hom toe te laat om daai vars water en lewe oor jou siel te kom spoel. Ek was 2 aande terug op 'n mooi manier uitgevang toe ek hoor, daar loop skielik weer water in die tanks. Prys die Here. Ons verstaan dit. Ons verstaan water. Ek wil jou uitnooi om vanoggend daai water van die kruis te ontvang. Hoe ons dit gaan doen, as jy nog nie 'n kelkie ontvang het nie, Andries is daar agter by die kelkies,
gaan ek jou vra om sommer op te staan en soontoe te gaan, want almal gaan opstaan. Ek gaan vra dat een in 'n gesin, of een in 'n bank dalk selfs, net gaan vorentoe kom en brood kom kry vir die hele bank. En dan kan jy dit so lank tussen mekaar begin deel. Dalk is dit net vir jou gesin, dalk is dit vir 'n paar mense rondom jou, maar kom ons deel vanoggend brood met mekaar. So kan ek vra, kan ons een van elke gesin, of ten minste een uit 'n bank kry, staan gou op, kom gou vorentoe, kom haal brood, en dan gaan ons saam nagmaal gebruik. En onthou ek, as jy nie 'n kelkie gekry het nie, kry daar agter by Andries. Kom en reinig my, o Heer, week my sonde en skuld in die bloed van U seun. Ek staan skuldig voor U Heer, die verlore kind, kom vra 'n tweede kans. Was my skuld, maak my rein, laat die lig weer deur my skyn. Neem my hart, maak dit nie, laat my lig na ander sy. Was my skuld, maak my rein, laat die lig weer deur my skyn. So ek wil vra, daar waar jy sit, dat jy solank jy brood vat, en as jy nie brood ontvang het nie, vat sommer gou by iemand langs jou. Almal brood gekry? Brood gekry, okay. So kom ons breek die brood, en wanneer jy dit eet, dan dink ons aan sy liggaam, wat vir ons gebreek was, sodat sy droom vir ons ook verwesenlik kan word. So kom ons gebruik saam die brood vanoggend. En dan het ons die wyn of die druiwesap. En wat vir my so mooi is van dit, is Jesus sê vir sy disippels, hierdie is my bloed, wat vir julle gevloei het, wat julle skoon gewas het, en daarom moedig ons almal aan om dit te gebruik, want dit is nie net vir hulle wat uit die skool uit is nie, dit is vir elke een. So kom ons drink hierdie en dan weet ons, en dink daaraan, aan wat sy bloed ook vir ons gedoen het. Dankie Here vir vanoggend. Dankie dat U hier is. Dankie vir U droom wat in 'n kruis verwesenlik was. Dankie Here dat U liggaam vir ons gebreek het. Dat U bloed ons skoon gewas het en dat ons nou onsself U kinders kan noem. Dankie dat U gedroom het oor ons. En ons wil vra Here, help ons om te droom saam met U. As daar op hierdie stadium iets in ons gedagtes is, Here, wat ons keer om dit te doen, wil ek vra Heilige Gees, kom breek dit af, kom vat dit weg. En dankie daarvoor Jesus. U is 'n goeie God. En ons het U ontsaglik baie lief. Dankie vir wie U is. Dankie vir elkeen hier vanoggend, Here, seën hulle. Wees saam met hulle. Help hulle om weer te droom. En ons eer U daarvoor. In U naam alleen. Amen. Kom ons staan en gaan ons afsluit.
aan die voete Heer, is die beste plek. Daarom kniel ons voor die Heer, om by U te wees, is die grootste eer. Daarom buig ons voor die Heer. Ja, ons verkies nou om by U te wees, en om na U te luister, in plaas van altyd maar hier besig te wees, om ons nou tot rus by U. Aan die voete Heer, is die beste plek. Daarom kniel ons voor die Heer, om by U te wees, is die grootste eer. Daarom buig ons voor die Heer, en ons verlang na U teenwoordigheid, Heer, om saam te kniel en aanbidden, in gees en waarheid waarlik Heer te wees. Daarom buig ons voor U neer. Aan U voete Heer, is die beste plek. Daarom kniel ons voor U Heer, om by U te wees, is die grootste eer. Daarom buig ons voor U Heer, net soos 'n vader wat sy kinders vertroos, so wels U ons elkeen. U is 'n vader wat versorg en beskerm, en ons kom tot rus by U. Ja, ons kom tot rus by U, en ons kom tot rus by Ek wil jou weer uitnooi om na die tyd saam te kom kuier in die saal. Ek leer ons weer van al daai lekker dinge waarvan ons hou. En prys die Here daarvoor. Dankie vir elkeen wat daar moeite gedoen het. Ons wil jou ook uitnooi. As jy graag wil deel raak van hierdie geloofsgemeenskap, of jy wil graag op die WhatsApp groep wees, of jy wil hê iemand moet saam met jou bid. Daar agter is 'n paar mense wat staan met lanyards, groen lanyards. Jy is welkom om by hulle aan te meld. Iemand daar sal saam met jou kan bid, as jy dit vandag nodig het. Jy is ook welkom om te bly sit, as jy gebed nodig het en iemand sal na jou toe kom. Maar daar agter is 'n manier, is dit jou eerste kuier. As jy wil inskakel by die gemeenskap, of as jy op die WhatsApp groep wil wees, gaan sommer na daai persoon toe. En ontvang die seën van die Here. Mag die Here jou seën en jou beskerm. Mag hy sy aangesig oor jou laat skyn. Mag hy jou drome vermenigvuldig en mag hy vir jou vrede gee. Amen. Dankie dat jy hier was, dankie dat jy ons seën. Mag jy 'n wonderlike week hê. Sien volgende week. Thousand stories